Nou, daar is hy. Baie welkom al ons dierbare broers en susters. Party van julle het ek verlede jaar laas gesien. Maar ons is bly elkeen is hier wat gespaar is en dat ons vanmôre saam die Here kan aanbid. Ek wonder of daar iemand is wat vir die eerste keer hier is vanmôre in ons diens. Wys net vir ons. Ja, hier is twee dierbares. Baie hartlik welkom julle. Hoor, sal julle net vir hulle blaadjie gee hier voor. Dis maar 'n inligtingsblaadjie dat jy net al die inligting het oor die dienste en die telefoonnommers en dis meer. En ons is bly ons aanlyn kykers is ook op hulle pos en ons vertrou hulle word ook gestig en geseën deur ons saam wees en aanbidding vanmôre. Kom ons gaan nou saam bid en dan vra ons die seën van die Here en dan gaan Werner vir ons lei die sang en dan by die eerste koorvers gaan ons ook op die wag vir die offergawe en die tiendes en baie dankie ook daarvoor, ons waardeer en die Here seën vir die baie ryklik. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat ons vanmôre 'n kragbron het in Jesus Christus ons Here. Dat ons nie afhanklik is vanmôre van die krag wat Eskom vir ons voorsien nie. Maar dat ons vanmôre kan sê ons hulp is in die naam van die Here. En daarom is ons hier om U te aanbid. En ons vra Here, seën ons saam wees dat elkeen wat deelneem vanmôre sal ervaar die Here is in ons midde. En U word verheerlik. Ons dankie vir die geleentheid en die voorreg. Seën ook die offergawe wat ons gee, Here, uit dankbaarheid vir U goedheid in Jesus naam. Amen. Goeiemôre elkeen van julle ook van die musiekspan af. Ons gaan nou die naam van die Here groot maak en maak elke liedjie wat ons gaan sing, maak dit julle eie. Neem dit in en maak die Here se naam groot. So kom ons staan en maak ons die Here se naam groot. Sal ek verhef, die God van my Vader, hom sal ek verhef.
Here goed is. Dan, met die volgende lied wat ons gaan sing, maak sy naam groot, vir dit wat hy vir julle beteken en die goedheid wat daar is in sy naam. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning, it's time to sing your song again. Whatever labors and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. You're
dit vanmôre. Nie omdat het verplig is nie, maar omdat ons dit graag wil doen, om vanmôre te sê, Here, ons het U hartlik lief. Here, ons bemin U, ons waardeer U. Daarom gee ons vanmôre onsself onvoorwaardelik aan U oor. En bid ons, Here, dat U in elkeen se hart sal spreek vanmôre, dat U verheerlik word, want aan U kom toe die grootheid, die krag en die heerlikheid tot die ewigheid. Laat U naam in ons groot wees vanmôre, want Jesus het die grootste offer betaal vir ons sonde en ons ongeregtigheid, sodat ons vanmôre kan sing, I surrender all to Thee. Dankie, Here, ons loof U naam. Word nou verheerlik in die woord en seën ons saam wees in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Loof die Here. As u Bybels by het, gaan ek vra dat u saam met my lees Galasiërs hoofstuk 5 vers 16. Ek lees in die Nuwe Lewende Vertaling. As hy dalk so 'n bietjie anders klink as wat u hom gememoriseer het. Paulus skryf en sê, laat julle leefstyl eerder deur die Gees bepaal word. Dan sal julle glad nie aan die begeertes van julle sondige geaardheid toegee nie. Vers 22. Maar as die Gees ons lewe beheer, is die gevolg liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie. Christene is mense wat die hartstogte en die begeertes van hulle sondige geaardheid gekruisig het. Ons lewe deur die Gees. Daarom moet die Gees ook ons leefstyl bepaal. Tot sover. Ek noem die opskrif van my boodskap, lewe onder die invloed van die Heilige Gees. Die ou vertaling het gesê, wandel deur die Gees, dan sal julle nie die begeerte van die vlees volbring nie. Maar ek hou van die nuwe vertaling wat sê, lewe onder die invloed van die Heilige Gees. Ek dink dis nie vir ons almal duidelik. Ons verstaan wat bedoel as iemand onder die invloed is, nie waar nie. As ons dit lees of ons sien op die TV, iemand is onder die invloed, dan heg ons onmiddellik 'n negatiewe konnotasie. Hy was onder die invloed van drank of verdowingsmiddels of iets anders wat hom verslaaf het. En daarom het gebeur wat gebeur het. Aan die begin van hierdie jaar is ek seker elkeen van ons het iets wat ons vir die Here vra, wat ons nodig het in hierdie jaar wat kom. Wat in ons lewe moet gebeur. En dan wil ek nie vanmôre fokus op wat ons as gemeente van die Here nodig het nie. Maar ek wil vanmôre die boodskap baie direk op elke individu rig. Wat het jy nodig? Wat in jou geestelike lewe moet gebeur in 2026? Dan wil ek sê, my begeerte, en ek vertrou by u ook, dat ons hierdie jaar baie sterk onder die invloed van die Heilige Gees sal lewe. En dan glo ek en vertrou, dit sal met ons goed gaan. Die vraag kom onmiddellik by mense op, as ons sê, ons moet beïnvloed word, of onder die invloed van die Heilige Gees lewe. Hoe is dit moontlik in hierdie
gebroke en sondige wêreld waarin ons leef, wat ons ook deel van is. Dan wil ek dit vanmôre baie sterk beklemtoon en sê, die Heilige Gees woon reeds in elke gelowige se lewe. Die Heilige Gees is vanmôre teenwoordig hier waar ons is, nie omdat ons in die kerk is nie, maar omdat jy kind van die Here is die Heilige Gees reeds by jou teenwoordig. 1 Johannes 4 vers 4 sê, die Gees wat in julle woon is magtiger as die Gees wat in die wêreld woon. Dank die Here daarvoor. Ons hoef nie vanmôre bevrees te wees oor die gees van die wêreld nie, die gees van die duiwel nie. Ons kan vanmôre sê, dank die Here, die gees wat in my lewe en in u lewe is sterker as enige gees wat ons bedreig. Want ons word beïnvloed deur die Heilige Gees. Daarom sê Romeine 8 vers 26 ook vir hierdie mooi teks. Hy sê die Gees van God help ons in ons, ek hou van hierdie woord, onbeholpenheid. Die ou vertaling praat van jou swakheid. Maar ek hou van hierdie woord wat sê, ek weet nie hoe om dit te doen nie, ek weet dis daar, ek moet dit doen, maar ek voel nie in staat, of ek beleef dit nie, dat ek sterk onder die invloed van die Heilige Gees leef nie. Maar hy sê, as die Gees van God help ons in ons onbeholpenheid, hy ken en verstaan ons, en bly in ons, en is naby aan ons, juis om ons te help. Daarom is ons nie vanmôre alleen, en sê ek stry my eie stryd nie. Ja, ons werk saam met die Heilige Gees. En eintlik as jy daaraan dink, dis 'n persoon, die Heilige Gees is nie 'n gevoel nie. Is nie net iets wat daar is, 'n geskenk of iets ekstra nie. Die Vader, Seun en Heilige Gees, die drie enige God, is in ons teenwoordig. Waar die Seun is die Heilige Gees. Waar die Heilige Gees is Jesus ook teenwoordig. En daarom verstaan ons nie altyd die Bybel as hy die woord soms sê, dis Christus wat in ons leef. En in ander plekke sê dis die Heilige Gees wat in ons leef. Dit kom maar op dieselfde neer, dis die Gees van die Here wat in ons leef. Maak nie saak hoe ons dit lees of sien nie. En daarom is dit vir my belangrik om vanmôre te kan sê, jy weet ek het 'n kamermaat wat by my bly. Jy het 'n roommate wat baie naby aan jou is. Jy's nie alleen nie, daardie kamermaat loop 'n pad saam met jou, nie omdat jy so sterk is en omdat jy so volmaak is nie, maar juis omdat ons nog nie volmaak is nie. Juis daarom het ons die Heilige Gees nodig. As ons volmaak is, het ons nie die Heilige Gees nodig nie. Dan het jy niemand nodig nie. Maar dan sal jy nie meer hier wees nie. Dan is jy aan die ander kant. Want dis waar die volmaaktheid sal wees. Terwyl ons nog op aarde is en terwyl ons mens is in 'n liggaam is, het ons die Heilige Gees nodig om ons dag vir dag deur hierdie jaar te vat. En daarom is ons vertroue dat die Heilige Gees in ons sal werk, in ons sal lewe en dat hy ons sal beïnvloed, sal leer, sal lei en sal beheer sodat ons sal weet ek is nie in beheer van myself nie. Ek is sterk onder die invloed van die Heilige Gees as kind van die Here. Mag dit so wees in elkeen se lewe. Tweede gedagte wat by my opkom is, maar hoe deel die Heilige Gees met my? Hoe werk hy met my? Hoe leer hy my? Hoe lei hy my?
En ek wil probeer om baie prakties te wees vanmôre. Ek het nog nooit die Heilige Gees of die Here in 'n hoorbare stem met my hoor praat nie. Ek wil nie sê dit kan nie gebeur nie, nog nooit met my gebeur nie, en ek dink met baie min mense, dat die Heilige Gees of dat die Here met jou uit die hemel in 'n hoorbare stem praat, soos met ou Paulus op die pad van Damaskus. Miskien is jy dalk 'n tweede Paulus, as dit met jou gebeur. Ek het ook nooit ervaar dat 'n engel met my praat nie. Ek het ook nooit ervaar dat een van my dierbares wat al in die hemel is, met my praat nie. Nou, hoe praat die Here met ons? Hoe werk die Heilige Gees met ons? Normale werking, wil ek sê, as 'n mens dit so kan stel, is dit daar 'n innerlike oortuiging in jou hart kom, wat wil die Heilige Gees vir jou sê? Hoe lei hy jou? Hy oortuig jou. Ons ken net daai teks wat sê die Heilige Gees oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Maar dit is in 'n ander konteks. Maar as die Heilige Gees met die gelowige praat en met hom deel, dan kry jy 'n innerlike oortuiging. Dit is wat die Here wil hê ek moet doen. Dis hoe die Here wil hê ek moet optree. En hy help jou om dit ook te kan doen. Daarom is die Heilige Gees daar by jou. Dikwels werk die Heilige Gees, en hy werk gewoonlik saam met die woord. Want die Here werk saam met sy woord. En daarom baie keer as jy die Bybel lees, en daarom is dit so belangrik om die Bybel te lees, dat jy die tekste ken en lees, en soms gebeur dit met ons almal seker. Jy lees 'n teks wat jy dalk al baie keer gelees het in die verlede, dalk 'n mooi psalm of uit Spreuke of waar ook al in die Bybel, en skielik dan lewe daai teks vir jou. Hy praat met jou. Dis asof die Here daar jou naam daarin skryf. En jy beleef die Heilige Gees sê nou vir my iets uit die woord. En dan moet jy dit ter harte neem. Dis 'n voorreg as die Heilige Gees so met jou praat uit die woord. Baie keer is dit juis wanneer ons luister na die woord, soos vanmôre, dat die Heilige Gees met my gepraat het en met my praat, maar ook deur die bediening van die woord, ook die woord lewend maak in jou eie gees. En mag dit so wees. Ons is bevoorreg as Pinkstermense dat die Heilige Gees in ons woon, en die Bybel praat van die doping in die Heilige Gees, die spreuke in vreemde tale, iets wat ek nie verstaan nie, maar ek het dit, die Here het ons gedoop in die Heilige Gees, en ons bid in 'n taal, 'n hemelse taal, wat die Here verstaan. En wanneer ek in daardie taal bid, en ek hoor myself bid, want ek is nie in 'n beswyming nie, ek is nie onder die invloed van iets anders nie, ek hoor myself bid in 'n taal, ek verstaan dit nie, maar ek besef wanneer ek in 'n taal bid, wat die hemelse taal is, die Here ken dit, die Here verstaan dit, en die woord sê vir ons, die Gees self neem ons gebedsversoekinge voor God op met versigtinge, wat nie in 'n menslike taal verwoord kan word nie. Maar God weet wat die Heilige Gees in oog het. Daarom 'n voorreg, as jy in 'n taal kan bid en die Here kan verheerlik, doen dit gereeld, want sodoende maak die Heilige Gees iets lewend in jou hart, wat vir jou kan sin, en soms 'n koers of 'n rigting of 'n bevestiging gee, wat die Here wil met jou doen. Die Heilige Gees werk soms, ek noem dit sommer, deur oop deure en toe deure in jou lewe. Kom ons verduidelik dit aan die aanleiding van die skrif. Ons lees van Paulus in Handelinge hoofstuk 16. Hy is 'n ywerige diensknegt van die Here, en hy
Wie was saam met hom? Was dit Filippus? Silas, maak nie saak nie, maar een van die ouens is saam met hom. Hulle voel die Heilige Gees lei hulle gaan in die streke van Frigië en Galasië, hulle het soontoe gegaan. Voel deur die Heilige Gees gelei. Maar nou sê die woord, en hulle is deur die Heilige Gees verhinder om die woord op daardie stadium daar te gaan preek. Met ander woorde, die deur is vir hulle toe. 'n Mens sal sê, ek verstaan nie hoekom die Heilige Gees dit dan doen nie. Toe besluit hulle gaan probeer om in Bithynië toe te gaan. Maar die Gees van die Here het hulle nie toegelaat nie. Deur is toe. Hulle toe deur Missie na Troas toe gegaan. En daardie nag het Paulus, my vertaling sê, 'n visioen ontvang, of 'n nagdroom, ek weet nie wat die ou vertaling sê nie. En die Heilige Gees praat met hom. Ek weet nie hoeveel van u ervaar het soms dat die Heilige Gees ook met jou praat, selfs wanneer jy slaap, in 'n droom of 'n gesig. En die Heilige Gees sê vir hulle wat hulle moet doen. En hulle dadelik vertrek na Macedonië en tot oortuiging gekom dat God hulle geroep het om die evangelie daar te gaan verkondig. En jy sien hoe werk die Heilige Gees soms? Hy maak een deur toe, maak 'n tweede deur toe, hy maak 'n derde ene oop, hy sê, dis wat ek wil hê julle moet doen. En hulle is net mens, want ons mis partykeer, en ons verstaan nie wanneer 'n deur toe gaan nie, dan wil ons murmureer en kla, sê, Here, hoekom u dan vir my gelei om dit te doen, en nou maak jy die deur toe. Maar as jy nou verder gaan in die gedeelte, toe kom hulle daar, hulle het van die eiland af vertrek, en uiteindelik kom hulle in Filippi, en daar gaan hulle by die mense wat daar kerk hou by die rivier, en ontmoet hulle vir Lydia, daar die dame wat hierdie vertaling sê, die pers wolmateriaal handelaar was. Wat het ook al was, maar sy is daar, hulle ontmoet haar, hulle bedien vir haar met die woord, en sy kom tot insig, en sy word gedoop, saam met haar mense. Onmiddellik sien ons, hier is iets besig om te gebeur. Die Heilige Gees maak 'n deur oop. En nie lank daarna, die Bybel sê 'n paar dae, loop hier 'n vrou agter Paulus, wat aanhoudend praat, en eintlik praat sy, daai stadium praat sy die waarheid, sy sê, hierdie mense verkondig die evangelie van Jesus Christus, en maar sy irriteer op Paulus naderhand, so hy draai om, want sy is eintlik 'n waarsêer, want sy het nie net die waarheid gepraat, sy het ook leuns gepraat, en hy bestraf die Gees, en toe die Gees uit haar uitgaan, toe kom die waarsêers, handelaars, wat vir wie sy geld verdien, agter, nou verloor hulle geld, en hulle gaan vertel vir die keiser, of vir die hoofde daar, en Paulus en Silas word gevang, in die tronk gegooi, hulle word geslaan, hulle klere, sê die Bybel, vers 22, is afgeskeer, hulle is met houe geslaan, hulle hande en voete word vasgeboei, en hulle land in die tronk. Wat sal ons sê as ons daar kom? Sal ons sê, dankie Here, die Heilige Gees het ons gelei om hier in die tronk te wees. Ek dink normaalweg sal ons sê, Here, hoekom het U my nou gedrop? Here het my in die steek gelaat, wat het ek verkeerd gedoen, waar het ek nie gehoor nie? Maar dit is nog nie die volle prentjie nie. Daai nag sê die Bybel, en dit wys maar die geïngesteldheid van Paulus en Silas, toe sing hulle lofliedere tot eer van die Here. En al die gevangenes hoor hulle sing lofliedere, hulle kla nie, hulle oor die pyn in die liggaam en die wonde en die boeie nie, hulle loof die Here, want hy is in beheer. En mag die Here ons help, dat ons daar die genade het, wanneer ons in sulke omstandighede kom,
om nie te sê, die Heilige Gees het my nou verlaat, of die Heilige Gees wil nie hê ek moet hier wees nie, of ek het die Here teleurgestel, of die Here het my verlaat, wat ons ook al in ons menslikheid wil sê. En die volgende oomblik sê die woord, toe val die boeie af, gaan die tronkdeure oop, en toe die tronkbewaarder sien wat gebeur, toe dog hy is in groot moeilikheid. En Paulus sê, moenie bekommer, ons gaan nêrens heen nie. Ons sien die Heilige Gees is hier aan die werk. En daardie tronkbewaarder val voor Paulus en Silas neer en sê hierdie woorde, wat moet ek doen om gered te word? En die Here sê, en die Bybel sê, en hy en sy mense tot bekering gekom, en daar was seker talle van die ander gevangenisse wat ook dieselfde ervaring gehad het. Die woord gee nie vir ons almal se name en omstandighede nie, maar talle mense word gered. En die pad wat Paulus en Silas moes loop, het 'n verdraai gemaak, wat hulle nie verstaan het en nie gesien het nie, maar toe hulle daar kom, toe besef hulle, die Here was deurentyd by ons. Hy was in beheer. Ons was onder die Heilige Gees invloed, en hy het ons krag en bystand gegee, al het dit beteken ons moes deur die tronk gaan en die boeye gaan. Loof die Here, hy is in beheer. En daarom wil ek vanmôre sê, ons moet nie kortsigtig wees, wanneer ons in hierdie jaar wat kom, krisisse gaan beleef, of teenkanting kry, of nie mooi verstaan waarom hierdie goed met my gebeur wat nou negatief is nie. As die Here in beheer is, dan moet ek mos net voorspoed geniet. Nee, waar nie. Ons wil dit graag so hê, maar dit gebeur nie so nie. Net in die Bybelse tyd altyd so gebeur nie, vandag in ons gebroke wêreld ook nie. Ons moet net weet, die Here is in beheer, ongeag waardeur ek tydelik gaan. Hy gaan uiteindelik sy doel en wil bereik. Ek moet net saamwerk met my kamermaat. Ek moet gewillig wees, Here, ongeag of dit pyn is, en al in die liggaam, of dit mense is wat my verwerp, of mense wat my beskuldig of beledig, ek wil my net verbind aan die Heilige Gees, en die Here, ek wil onder die invloed en inwerking van die Heilige Gees, wil ek voortgaan. Die Heilige Gees gee vir 'n mens in sulke omstandighede krag wat jy nie weet jy het nie. Hy gee vir jou wysheid, hy gee vir jou insig, hy gee vir jou rustigheid, hy gee vir jou vrede, juis wanneer jy dit so nodig het. En daardie natuur, onthou ons het die natuur nog in ons, as ons hierdie gedeelte lees, in Galasiërs sê Paulus, daar is nog 'n sondige natuur, daar is nog die menslikheid in ons teenwoordig, ons is nie reeds in die hemel nie, ons is nog hier, en ons gaan nooit vlerkies kry soos die engele nie. Ek weet ook nie waar kry die ouens die idee dat die engele vlerkies het nie. Maar ons is nog nie daar nie, jy's nog mens. Maar weet dit, die Here is by jou, Heilige Gees is daar. En daarom gee hy vir jou bystand, dat hy werk met elkeen van ons op 'n unieke wyse. Daarom is daar nie 'n resep om te sê, maak so, dan gaan jy onder die invloed en die inwerking van die Heilige Gees leef nie. Die Here loop met elkeen van ons 'n unieke pad. Party mag nog nooit in die tronk beland nie, mag dalk nooit teëspoed kry nie. Dank die Here is dit so gebeur. Maar ek wil vir u wat dalk gaan hierdie jaar teëspoed kry en terugslae beleef en mislukkings beleef, vir u bemoedig en sê, weet net dit, die Heilige Gees gaan jou nie verlaat nie. Hy gaan jou daar in daardie omstandighede bystand gee. Loof die Here. Nou my laaste gedagte is, maar waarheen gaan die Heilige Gees met ons? Wat is sy doelwit met my? Glo die Heilige Gees het 'n langtermyn plan in elkeen se lewe.
Nie net vir die krisis waar ek nou is, vandag is, en dan los die Heilige Gees my weer nie. Die Heilige Gees het 'n langtermyn plan vir die res van jou lewe as hy kan. Luister wat sê Filippense 1 vers 6. Paulus sê, want hy praat hier uit ervaring uit, hy sê, ek is oortuig dat God die goeie werk wat hy in julle begin het, sal voortsit, totdat hy dit voltooi op die dag wanneer Jezus terugkom. Langtermynplan. Tot jy die dag dat Jezus kom haal, of dat jy voor die tyd hemel toe gaan. Tot dan wil die Heilige Gees jou beïnvloed en jou lei en jou leer en ondersteun. Prys die Here daarvoor. So dank die Here. Die Here is besig met ons. As jy nie teëspoed kry nie, en nie terugslag kry nie, en nooit siekte beleef nie, ek dink dan moet jy bekommerd wees. Want die Heilige Gees wil jou juis help wanneer jy swak is. Juis help wanneer jy moeg is. Juis ondersteun wanneer jy oud word en nie meer kan nie. En wanneer jy voel maar my tyd is verby. Die tyd is nooit verby voordat die Here nie gesê het dis verby nie. Ek was in die week, verlede week, by oom Clement, wat nou al 104 is. En toe sê ek vir hom, oom Clement, hoe gaan dit? Toe sê hy, wel, het gaan so goed. As die Here wil, ek moet soos Moses 120 word, is ek nog bereid om te gaan. Prys die Here. Hierdie selfde Paulus skryf in die Filippense, wat wil die Here, wat is sy doel? Hoofstuk 3 vers 12 sê, nie dat ek dit alles al bereik het of volmaak is nie, ek hou aan jaag om dit myne te maak, omdat Christus Jesus vir my syne gemaak het. Sien, in wie se hand is jy? En wie jou beheer? Die Here is deur in tyd en beheer van jou lewe. As gelowige moet ons dit weet van die begin tot die einde. Jy moet dit net aanvaar. En onder die invloed van die Heilige Gees kom en beïnvloed word deur die Heilige Gees. Elke dag versterk word. Ek glo die Here wil juis met hierdie woord vanmôre vir ons sê vir hierdie jaar. Hy wil ons toekomsverwagting versterk. Die Heilige Gees wil jou opgewonde maak vir wat voorlê. Wat God in gedagte het vir hierdie jaar en vir die langtermyn, totdat ons by die hemel gaan kom. Hy wil dat ons verhouding met Jesus moet verinnig en versterk. En hy wil dat Jesus in hierdie jaar in elkeen se lewe verhoog word en dat ek op die agtergrond verdwyn. Dat Jesus die een sal wees wat raak gesien word. En dat mense rondom my bewus sal word van die Heilige Gees wat in my werk en ook kan uitreik na hulle toe. Dat hulle my nie sal sien in my grootheid en my volkomenheid, maar dat hulle bewus sal word. Dit wat in jou is iets wat ek graag ook wil hê. Ook vir ander gelowiges, wat dalk nie op dieselfde geestelike vlak is of plek is waar jy voel jy is nie, dat dit kan ander ook aanmoedig. Jy's 'n voorbeeld vir hulle en dat hulle ook dit sal wil hê. En dan skryf Paulus, Romeine 14 vers 17, dit gaan daaroor dat ons reg sal lewe en die vrede en die blydskap sal vertoon wat die Heilige Gees in ons bewerk. Let op die woorde, wat
Wat doen die Heilige Gees? Wat bereik die Heilige Gees? Hy wil hê dat moet vrede in jou hart kom. Dan moet blydskap in jou hart kom. Hy gaan verder in vers 22 wat ons gelees het. Die ou vertaling praat van die vrug van die Gees. Hierdie vertaling sê as die Gees ons lewe beheer, sal die gevolg wees. So toets jouself vanmôre daaraan. As jy onder die Gees van die Heilige Gees lewe, sal die uitwerking en gevolg wees die liefde, die vreugde, die vrede, die geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dis wat ons wil vertoon aan die wêreld na buitekant. Dit wat ons wil wys. Hoe lyk iemand wat onder die invloed van die Heilige Gees lewe? Kyk na my lewe, kyk na my gedrag, let op my woorde, let hoe ek praat, kyk na my. Dit plaas 'n groot verantwoordelikheid op elke gelowige, dat ons beelddraers van Christus sal wees, by jou werk, in jou huis, jou familie, vriende, waar jy ook al gaan, dat mense sal sê, ek kan sien, jy het iets besonders, vertel my meer. Ek wil afsluit en saamvat en sê, kom ons vra die Here om in hierdie jaar, en kom ons werk vanmôre daaraan, kom ons besluit vanmôre, ek gaan my gees oop en ontvanklik maak en sensitief wees vir die Heilige Gees wat reeds daar woon. En ek gaan verwag en ek gaan uitsien en my geestelike oë oopmaak en my ore spits vir die inspraak, vir die invloed, vir die werking van sy Gees in my lewe. En weet dat die Heilige Gees ons dag vir dag gaan lei en wil lei met wysheid, met rus en vrede, en dat ons sterk onder die indruk sal kom. Hy's deurentyd met my besig. Alles ek nog nie volmaak nie. Hy's besig om my te vat op 'n pad na volmaaktheid uiteendag. En mag die Here ons daartoe help. Amen. Kom ons bid nou saam. Here, ek dank U vir die kosbare woord. Ek dank U vir die Heilige Gees wat U woord nou verlewendig aan elke hart. Ek dank U dat U vanmôre met ons praat deur U woord. Dankie dat die Heilige Gees bemoeienis maak met elkeen, 'n klein en groot, of hulle hier in die kerk is of hulle luister by die huis, dat ons bewus kan wees, die Heilige Gees is by my teenwoordig. Daarom bid ek vir elkeen wat vanmôre U woord gehoor het, Here, dat hulle nou sal ag gee en sal sê, Here, ek onderwerp my aan die invloed van die Heilige Gees en help my daartoe, dat ek so kan leef, kan dink, kan praat, kan werk, dat mense rondom my bewus sal word. Jesus leef in my deur sy Gees. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Halleluja. Loof die Here. Dit wat ons sing. Ja, kom ons staan en sing ons dit saam. Die Here is my krag en my psalm. Loof die Here. Die Here is my krag en my psalm. Hy het my tot heil geword. Hy is my God. Dan sal ek roep. Die God van my Vader, hom sal ek verhef. Die God van my Vader, hom sal ek verhef. Die Here is my krag en my psalm. Hy het my tot heil geword. Hy is my God.
kom ons loof die Here. Prys sy wonderlike naam. Here, ons dank U dat U ons krag en ons hulp en ons bystand is. Seën elkeen van ons dierbares. Gaan met ons in hierdie dag, in hierdie week, en laat die vrede en die waarheid en die lig van Jesus deur ons skyn. In Jesus naam. Amen. Ag, neem net die sitplekke 'n oomblik, dat ons net die aankondigings kan gee vir U. Ons het nog nie vanaand aanddiens nie, so jy kan nog rustig wees vanaand by die huis. Maar die week begin die programme alweer. Ons het die skole begin Woensdag en dan is meeste van die aktiwiteite weer aan die gang. Donderdagoggend 10:00 het ons weer ons midweekdiens en u is almal hartlik welkom wat kan kom donderdagoggend. Ons sien uit na 'n wonderlike jaar ook by ons midweekdiens en daarna dan gaan ons lekker koffie drink en ons beplan ook om 'n senior komitee vergadering te hou na die as ons klaar koffie gedrink het vir diegene wat betrokke is daarby. En dan wil ons ook sê dat soos baie van u reeds weet dat Pastor Anthony Henning, hy het ons vooruit gegaan, hy is verlede Sondag oorlede en hy is in die hemel by die Here en gesond en sterk, saam met sy dierbares loof hulle die Here daar. Tyd het nou opgehou bestaan vir hom. Hy was so swak die laaste tyd, maar ons dank die Here het hom versterk, gehou tot die laaste dag toe. Sy begrafnisdiens is Vrydagoggend 9:00 in die kerk. Let op, die tyd is 9:00 Vrydagoggend. En ek sien plus minus, het julle iets aan die gang Saterdag? Dis is nie hierdie Saterdag wat kom nie. Moet hulle waar by mekaar kom? Ook skies, daar is dit op die bord. Goed. Julle kry mekaar daar op die draai. En trek jou lekker skoene aan en jou piknikmandjie en wat ook al daarmee saamgaan. Enige verdere inligting praat met Pastoor Adel asseblief. Volgende Sondagoggend het ons weer diens en volgende Sondag aand ook weer ons eerste diens vir die jaar. En ons vertrou, ons sien u almal ook by daardie geleentheid. Baie dankie, die Here seën vir u 'n lekker dag. Daar is nou koffie en koekies en kuier vir die plus. Nee, dis volgende Sondag. O, die jaar het vinnig gehardloop vir my. Nee, nie vandag nie. Jy moet jou eie koekies en koffie by die huis gaan drink. Baie dankie, die Here seën. Kom self maar uit.